Ons almal weet Suid-Afrika is water jou beperkende faktor. Hoe doen jy vogbewaring, né? Op 'n baie goeie manier. Nou Bokkie het vir jou 'n klomp verskillende oplossings. Maak nie saak wat jy in die reeks soek nie, daar's een wat waarskynlik op jou plaas gaan pas. Henry gaan ons gou 'n bietjie meer vertel. Henry, hoe lyk dit? Kan jy, André? Ja, aan die gang. Okay, ons sit in 'n interessante jaar. Sjoe. Waar alles nou te nat is en hulle sê alles gaan te droog wees volgende jaar, nee. Sjoe. Ek is al moeg na 'n langtermyn weervoorspelling gekyk, ja. Okay, by Bokkie het julle vir ons 'n klein huisie vol oplossings daarom. Verduidelik my gou vinnig as dit kom by vogbewaring, julle implemente, ek dink ons begin sommer met die ketting dis hier agter julle. Hoe werk hy, wat doen hy en dan kan ons so deur die res beweeg. Kyk André, eerstens die ketting dis die groot kenmerk van hom is die skottel. So dit gee vir ons 'n masjien wat relatief kan vlak werk, maar effektief werk. So ek wil nie sê ek gaan aan alle omstandighede al die onkruid uithaal nie, maar in 'n land soos hierdie byvoorbeeld Ek bedoel hierdie onkruidjies is Ja, nee, hierdie gaan baie hierdie gaan hulle gat sien vandag. Maar dit gee vir jou masjien wat jy baie vlak werk. So jy gaan haal nie jou diep vog uit nie. En ek bedoel dit gaan alles hierdie jaar gaan oor daai vog wat jy het, gaan jy moet bære. Jy weet, en jy gaan dit moet gebruik. En dan jy wil jy ook jou stoppel dalk bo hê. Ek dink stoppelbewerking gaan hierdie jaar 'n groot rol speel in wat jou grond jou die vermoë wat jou grond jou gaan gee om deur te gaan. Ek meen ons is nou hier by Arlington, hè, en nou hierdie jaar is 'n bietjie anderster want ons het nie so ons het 'n klompie reën later gehad, maar ek meen hierso is nou 'n tipiese voorbeeld van wat hy doen, né? Hy vat hom aan die bokant, dan gaan bak hy hom maar daai stukkie daarso vas en dan van daar af letterlik, dis mos nou maar, hoe sê hulle diffusie, goed gaan van 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie toe, so jou vog trek hy letterlik dan uit en dan in die lug op, né? Jou tipiese kapillêre verdamping. Yes, so wat jy dan nou basically soek is jy wil 'n bietjie materiaalvermenging hê dat hy net nie daai doen nie en dan kry jy daai vogbewerking en dis wat die ketting dis vir jou gee. So jy sit nog steeds met jou materiaal bo. Jy het daai boonste kors bietjie verkarring, oopgekraak, gebreek. So jy daai kapillêre verdamping, daai ek bedoel hoe kapillêre ek glo almal weet want die ouer mense het dit op skool of iets geleer. Ek weet nie, my pa ken hierdie goed baie beter as wat hulle ken die groot woorde. Hulle ken baie beter as wat ons byvoorbeeld want ons werk nie meer met daai terme so verskriklik nie, maar dan breek jy daai struktuur oop en dan kan daai beweging van vog nie meer deur die grond gebeur nie. En hoe vlakker jy dit kan regkry, hoe beter. Want een ding wat 'n masjien doen wat grond oopmaak en dit nie ordentlik weer kan toemaak nie, is hy haal 'n klomp vog in die proses uit. Presies wat jy daar sê, nee. Okay, so julle het nou die ketting dis, hier agter wat julle gedoen het. Hoekom dan nou 'n ketting dis versus 'n hoëspoed dis? Waar gaan ek watter een gebruik? André, ek dink hierdie is 'n bietjie van 'n minder intensiewe bewerking. Hierdie gaan meer 'n fokus wees op produktiwiteit per dag. Jy weet, kom ons noem dit, ek het een trekker en hy moet deur 'n sekere hoeveelheid werk kom. Ek wil diesel spaar want oor die algemeen doen jy omtrent 40% meer met 'n ketting dis per dag. Yes. As wat jy met 'n hoëspoed is. So jy wen daai, onthou, 'n trekker baie van hulle het mos kom ons noem met daai kilowatt wat sy som wat hulle gebruik vir die kilowatt brand, daai spesifieke brandstof gebruik. Yes. As jy dieselfde hoeveelheid kilowatts gebruik, gaan jy dieselfde diesel gebruik, maar jy doen 40% meer in dieselfde dag. Ek hoor jou. As die bewerking genoeg is om te bereik wat jy wil hê, is daar nie 'n rede om meer aggressief jou grond te gaan. En dalk eerder hierdie tipe van bewerking te doen as wat ek 'n burn down doen met 'n hoogloopspuit. Want daar's mos party ouens wat nou actually nou net hier deurkom en hulle spuit net dood en hulle los net so. Kyk, ja, ons het maar, ek dink in ons wêreld, ek weet nie hoe lyk dit die res van die ouens nie. Ons sukkel, ek wil die wind waai nou. Hy waai uit gisterand gewaai, jy sukkel om jou burn downs te spuit. So nou hardloop daai vensterperiode waar jy effektief hierdie klein onkruidjies gaan beheer en jou chemiedosis hardloop met jou weg. So dan begin dit duur raak byvoorbeeld om 'n burn down te kry en jy weet nie of hy effektief gaan wees nie want die toestande was nie dalk in daai bespuiting se guns. En nou kry jy 'n burn down, noem dit nou maar 'n burn down met 'n vogbewaring, né? Ja, dit gaan nou 'n meganiese burn down wees. Nou terwyl ons dan nou so opbeweeg, né? Verduidelik my gou wat is die modelle oral, wat kry ek die kettingdiste oral in?
Die grootes wat ons nou beskikbaar het is 'n 7 meter, 10 meter en 14 meter. Dis nou vir die dubbelketting. Standaard met die Razors. Ons het 'n opsie op 'n ronde skotteltjie vir nog 'n ligter bewerking. So die skotteltjie is dan kleiner. Die masjien gaan bietjie ligter sleep. Dit is nou vir 'n tipiese ekstensiewe bewerking. Jy weet waar jy dalk materiaal moet plat kry, uit die pad uit kry en ligte onkruid beheer. Dit is nou die noem dit maar die enkelketting. Dit is nou die as jy byvoorbeeld met 'n ronde skotteltjie werk. Die enkelketting is nou nog natuurlik 'n stap nog ligter, nog ekstensiewer. Dit is vir 'n baie vlak, baie ligte bewerking. Voordat die onkruid nog actually eers gedink het aan hand. Kyk, hulle moet daai as hy se 2 blaartjies het wat net so uit die grond uitsteek, dan is dit nou sy kos. Maar as hulle begin om onder jou knieë staan, dan gaan hy ongelukkig nie die mas opkom nie. En as jy nou kyk na hier is julle hoëspodus opsies. Maak die hoeveelheid materiaal wat ek het 'n verskil rondom of ek kom ons sê as kyk in Mpumalanga waar hulle nou 10 ton stroop waar ek dalk eerder hierdie wil doen en nog steeds 'n volbewerking, bewaringsbewerking doen dat ek hom vat in plaas van die ketting dis, maak dit 'n verskil? Ja, dit doen. Kyk, hoe groter die skottel is, hoe meer materiaal kan die masjien hanteer. En hoe meer grond kan hy hanteer. Nou, materiaal terselfde daar moet 2 goed gebeur met hom. Eerstens, hy moet fyn gekerf word. Die ander ding is, as die materiaal in jou pad is vir jou plantproses of jou ribproses, dan moet hy uit die pad uit. Nou, die maklikste manier om uit die pad uit te kry is om onder die grond te kry. Nou, jou skottelgrootte bepaal hoeveel van die materiaal jy onder die grond gaan kry. So jy kort, ek wil dit nou noem, as jy byvoorbeeld, kom ons sê 'n 100 mm laag miliemateriaal het, jy kort amper dieselfde hoeveelheid grond minimum om daai materiaal te vermeng mee. Anders dan doen jy eintlik niks. Jy skommel dit net bo. Jy sny dalk fyner bo, maar jy skommel dit net bo rond. So kom ons sê ons het nou 'n masjien vir dit, ons groot skottelmasjiene. Jy het 'n 12 ton oes en dis baie materiaal, dan gaan jy so 'n masjien kort om dit alles onder te kry. So ja, jy hoeveelheid materiaal wat jy wil doen het bepaal eintlik wat se tipe masjien dan in ons reeks by jou gaan pas. En hier aan die agterkant nog, nê, ons het net nou 'n bietjie daaroor gepraat en dit is op vogbewaring, nê. Toe sê jy, ja, maar elke masjien wat jy het kan basically help met vogbewaring. Nou gaan 'n kalkstrooier my nou help met vogbewaring. Daai sal 'n landboukundige eintlik vir ons seker beter kan antwoord, maar ek wil die navorsing sê dat jy weet 'n goeie gesonde pH grond dra toe tot jou plantgesondheid, die beskikbaarheid van voedingsstof aan hom wat hom gesonder in 'n droogte inbring. So dit is, jy weet ons het met Tiaan gesels daaroor, ons het gevoel saam met rib en kalk loop eintlik so half hand aan hand. Jy kan die een doen, jy kan die ander een doen, maar die plant gaan nog steeds 'n tekort kry in 'n droogteperiode. So kalkstrooi is net so. Sorg dat jou kalk reg is en as jy hom wil meng daarso of met die ketting dis en dan net gou hierdie ene nou, nê. Basically kom ons gaan die kant laat die son mooi op ons kyk, nê. Die vlaggenskap as dit kom by vogbewaring in my oë uit is maak net die spens groter. Ja. Nee. Ja, dit is seker die. En dis is plus minus waar jy inline ripper inkom, is ek reg? Ja. Kyk, André weer eens, jy kan dieper werk as met jou tradisionele, kom ons noem van die rak af C-tipe tandmasjiene. Ons het dit nou die laaste 2-3 jaar, 4 jaar regtig gesien. Ons kom onder daai verdigtingslaag in. Ek sê nog steeds enige masjien wat jy deur die grond sit, enige ding met 'n vaste punt staal gewys, gaan 'n verdigtingslaag as jy hom elke jaar oor dieselfde diepte sleep. Die ou ploegplan, dit kan met 'n C-tand ook kom. Daar's net ander voordele wat 'n C-tand bo byvoorbeeld 'n ploeg gehad het, minder materiaalvermenging, so minder organiese materiaal wat tot niete gegaan het as byvoorbeeld met 'n skaarploeg. Hierdie is nou weer natuurlik nog 'n stap verder en ek dink dis een aspek wat mens dalk baie van vergeet, jou minimum bewerkingspraktyk, jou min versteuring van grond, jy bou jou organiese materiaal op. Dit is daai waar jy sit dalk met 1,5% organiese materiaal nou. Hou aan met die praktyk, dan sit jy dalk met 3% oor, ek wil nie sê oor 5 jaar, en dit is baie moeilik om daai somme te doen, maar dit self sit jou grond se vogvermoë wat jou grond kan hou. Ek dink vir elke persent as ek die
navorsing reg verstaan, vir elke persent wat jy jou organiese materiaal hoër kry, draai jy 20 mm se reën meer, wat jou grond kan buffer. Kyk, kort en die lang is dit 'n klein huisie vol water, maar ook net as jy hom kan daai verdigtingslaag uitkry, het jy net meer grond. Ja, so jy het meer, die masjien skep vir jou 2 faktore. Eerstens, jy het die dieper profiel. Waar kom as jy beperk was op 250? Nou gaan jy dalk na, jy weet, jou grond is los tot 450. Byvoorbeeld by ons, die grond is net 600 diep. Dit help nie hier 700 nie. Jy gaan meer bolie aanjaag as wat jy gaan goed doen. Maar nou wil jy dalk 450, 500 rip. Die masjien kan dit doen. Dan, tesame met dit, wen ons oor 'n tyd gaan jy die organiese materiaal wen. Want jy brand nie jou organiese, jou koolstof uit die grond uit nie. So jy wen beide aspekte, jy wen jou groter spens met jou dieper bewerking en jy bou jou organiese materiaal met tyd op. Jy het net nou gesê, laat 'n masjien moet, as hy die grond oopmaak, moet hy hom weer ordentlik toemaak. Ja. Nee. Ja. Nou gebeur partykeer dat die ouens kom met 'n ripper deur en dan is daai goed half nog oop en dan gaan jy vog net daar uit. Ek het dit eerstehands al beleef. Jy weet, ons het dit self by ons ervaar. Ons het daai grond gerip en ek het vir my broer daai oggend gesê, jy sal sien oor 2 weke is hierdie grond droog tot onder waar ons gerip het. En toe wat was die oplossing? Die ripper, sodat ek hierdie uitleg. Maar daai ripper het op daai stadium wat ons wou hom geproef het net dieptebeerwiele opgehad, hy het nie rollers opgehad nie. Hierdie stelsel het dit weer toegemaak. So hy het daai boogrond weer kom ons noem dit, begin shatter en dan kon die roller hom verbrokkel dat hy in al daai krakies en goed weer gaan toe gaan en plak. Want dis wat ek het, ons snaaks genoeg by die eerste plek wat ek nou 'n bokkie ripper ooit sien werk. Was dit op hierdie Was op land? Arlington, dit was net die gewees, Was die ergens, ja. En hy's nie, was dit net wat die klont vir die ouens gewys het, nê? Hy's nie nou so erg wat hy was nie, want Nee, hy was daai jaar droog. Maar ek meen, hy was daai jaar, daai boonste stuk, ek meen, daar was 'n seetand wat net voor jy geloop het, en daai ding het net kluite gebreek, nê? En die ding het deurgekom, dan het hom verbrokkel aan die bokant, maar weer toegemaak en geseël. Ja. En ek was verbaas geweest. Dis amper waar ek half die aha oomblik gehad het rondom 'n bokkie ripper. Maar nou is jy onder verdiggingslaag gebreek plus bo geseël, so jy's eintlik gesort vir alle praktiese doeleindes wat vog aan betref. Ja, kyk Andre, as jy byvoorbeeld in te droog grond gaan rip met 'n masjien en hy breek te veel kluite. Ek wil is eintlik 'n goeie punt om te maak. Daai kluit vat 'n sekere hoeveelheid water om dalk te blus. En hy self het nou 'n fraktuur in jou grond van kom ons sê 200 mm. So die vog is weg. Jy weet in daai eerste, want jy sit nou met daai klomp kluite. Of jy moet onmiddellik nou met 'n dis of 'n ding deurjaag om daai kluite te bestuur. Dit kos jou geld en diesel en tyd en onderhoud en waardevermindering op jou toerusting en wat ook al ons kan noem, net om kluite te beheer. So in die beginjare het ons eintlik baie inlyn rippers verkoop vir kluitbestuur. Dit klink nou ironies, ouens wat die tyd van die jaar wat hulle wil rip hulle kluite, maar hulle wil nie die kluite hê nie, want dit kos hulle 'n fortuin om die kluite weg te kry. So dan koop jy 'n inlyn ripper, want jy sit met die streepies, jou grond lig en daar's nie kluite nie. So dit bring ook terselfdertyd 'n tipe van 'n besparing, want dit maak vir jou 'n ander ripvenster oop. Jy weet, dit maak vir jou 'n ander venster wat nou ek kan nou in Julie rip. Ek moes gewag het gewoonlik vir Oktober vir die eerste reën voor ek daai proses kan trek. En raai wat, dat ek minder trekkers nodig. Minder trekkers op tyd. Jy gebruik jou trekkers meer optimaal. Jy weet jou drywer en ek sit myself daai uitdaging. Ek kan nie alles gaan Oktober rip nie. Ek kan los. Ek sal Januarie plan. So jy moet nou kan begin werk wanneer die tyd daar is met die toerusting wat jy kan bekostig. Jy praat oor toerusting wat jy kan bekostig, nee. Ek dink ek sê daar is 'n baie belangrike punt. Wat is julle rarige een waarde toevoeging wat jy sou sê? As jy een ding kan sê van 'n bokkie, nê, van al julle goed, daai goue draadjie wat deurtrek, wat is dit? Ander dit bly waarde vir geld. Ek dink jy koop ons masjiene bly goed ontwerp. Hulle bly goed geprys, hulle bly goeie waarde vir geld. So as jy 'n vogbewaring wil doen, klop 'n bietjie aan bokkie se deur. Hulle het vir jou 'n oplossing. Maak nie saak wat een van hierdie kampe jy inval nie, nê, of sommer almal. Hulle gaan vir jou uitsort. Linkie bo of onder. Tot volgende keer. Groete.